God doesn't call the qualified, He calls the called. And that's amazing om te dink, die Here roep die vir wie hy geroep het. Hy stuur die mense uit vir wie hy wil uitstuur. Alles binne in jou het jy nodig om te doen wat God wil hê jy moet doen. Jy hoef nie gekwalifiseer te word nie. God kwalifiseer jou. Dit is die stamp wat jou kwalifiseer. Soos Moses gestaan en hy het gesê, Here, ek kan nie doen wat U van my vra nie. Ek kan nie die Israeliete uit Egipte uit vry maak nie. Ek kan nie. Ek fisies kan nie. Maar God stuur vir jou hulp. God stuur vir jou vriende. God stuur vir jou kollegas, familie. God stuur vir jou wysheid. Hy stuur vir jou alles binne in jou wat jy nodig het. Sitte in jou om te doen wat hy vir jou vra. Maar op hierdie journey, elkeen van ons het God 'n doel met ons lewens en hy het vooruit gegaan en hy het 'n plan met jou lewe. En in dit is daar mos nou die toets. So die Here toets jou in wat jy is. En daar's so baie scriptures wat sê hoe hy ons toets. Voordat jy kan instap in daai calling in, want die Here moet eers seker maak, you are faithful in the little, to be faithful in a lot. Daar staan in Deuteronomium 8 vers 2, you shall remember all the way that the Lord your God has led you into the wilderness, these 40 years, that He might humble you, testing you to know what was in your hearts, whether you would keep His commandments or not. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, in this you rejoice, through how for a little while, if necessary. God gaan jou nie toets waar jy klaar geslaag het nie. So for a little while, if necessary, gaan hy jou toets. En in verskillende areas. So dis hoekom ons sê, Here, ondersoek my hart. Want daar's dalk dele wat ons nog nie in lyn is met wat God wil hê nie, of dalk dele wat daar ander motiewe is in ons harte. So net waar, hy gaan jou net toets waar jy nog nie geslaag het nie. So hy sê, for if necessary, you have been grieved by various trials, so that the proof of your faith, which is more precious than gold, that perishes through the testing of fire, may be found to result in praise, glory, honor at the revelation of Christ. So, if necessary, sal hy jou toets, en hy sal jou nie toets waar jy klaar geslaag het nie. En Psalm 26 vers 2 sê, examine me, O God, test me, try my heart and my mind. Baie keer as ek, of die pastoor, of as iemand sê, of as ek vra, Here, toets my, of skyn lig daar waar, daar enige impure motives is, dan weet ek, hier gaan definitief nou iets opkom, wat my gaan challenge. Want 'n toets is nie, suppose om maklik te wees nie. Maar dit is nie onmoontlik nie. Geen toets is onmoontlik nie. 1 Thessalonians 2 vers 4 sê, God who tests our hearts. Exodus 20 vers 20 sê, Moses said, do not fear, for the Lord has came to test your heart. En baie keer as ek dink, okay, ek het dit nou, Here, ek sien, ons het hierdie toetse gegaan, ek het volhard, ek het so baie geleer, ek het so humble geraak in hierdie situasie. Ek dink ek het dit nou. I think we're good now. En dis dan wanneer hy baie keer eers begin met die toets, die dieper toets, die moeiliker toets, die eksamen. So in Lukas lees ons is eintlik nou toepaslik met Paasnaweek wat nou aankom, maar in Lukas 19 vers 36 staan daar. As he rode along, people were spreading their coats on the road as an act of homage before the king. Soos Jesus met die donkie gery het in die stad in, het mense hulle jasse neergegooi in die straat voor God. As soon as he was approaching, the entire multitude, klomp disciples, all those who were, so wie sy disciples was, of wie hierdie woord, or claiming to be his followers, became praising God, adoring him, joyful with loud voices for all the miracles and works of power that they have seen, shouting with joy, praising him. En daai deel van claiming to be het my gevang, want hierdie mense, baie van hulle was nie disciples tot die einde toe nie, baie van hulle het hom geloof en geprys vir die miracle. So hoe baie keer in ons lewe loof en prys ons God vir wat hy kan doen. Jy
Jy vra net, jy bid net vir wat God vandag vir jou kan doen, vir die miracle, vir the breakthrough. That's all you are doing is literally spending time with God so you can get the breakthrough. Soos 'n lotto masjien. Hierdie is my gebed en dit is wat ek wil hê. Maar die Here wil 'n verhouding met ons hê. Die Here wil soveel meer vir jou hê. Nie net 'n antwoord op jou gebed nie. So daai deel van claiming to be. Wie van ons loof en prys die Here net om te sê ons loof en prys die Here, maar dit is nie in ons hart nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat die Here ons harte toets in ons seisoene, in verskillende seisoene waardeur ons gaan. Die een liedjie wat ek gisteraand geluister het sê, Jesus, you don't owe me anything. So loof en prys ons vir God vir wat hy ons skuld. God skuld ons niks nie. It's all about you, né? It's all about you, Jesus. En ons sing dit baie keer, maar is it all about you, Jesus? Die ander liedjie sê, I crown you king. En toe dink ek vir 'n oomblik, maar hoe kan ons vir God, I crown you king? Jy het nie die autoriteit nie. Niemand van ons op aarde het die autoriteit om vir God king te maak nie. Maar vir 'n tweede oomblik wat ek mooi daaraan dink, elke dag moet jy vir God maak in jou eie lewe. Hy sal altyd God bly en ons het nie die autoriteit om actually koning te maak nie, maar van jou eie lewe is die keuse wat jy elke liewe dag moet maak om te sê, Here, U is koning van my lewe. Ek loof en ek prys U want U is my koning, nie vir wat my koning vir my kan doen nie, maar vir wie U is. So elke dag moet ons daai keuse maak om hom op sy troon te sit. Daar sê in 1 Korintiërs 10 vers 13 staan daar, no temptation has overtaken you that is not common to mankind. So dis nie uncommon die temptations nie. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. God weet wat in jou is. Hy weet wat in jou toekoms is en vir wie hy jou gemaak het, hoe hy jou aan mekaar gesit het, hoe jou DNA, jou menswees, jou persoonlikheid, so hy weet wie jy is. En hy stuur nie hierdie toetse wat jy nie kan hanteer nie. You can do this, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. So vandag wil ek vir jou sê, endure. Gaan deur dit. Jy is goed genoeg, jy is waardig. God roep nie die mense wat qualified is nie. Hy roep die mense wat geroep is, vir wie hy gemaak het. So you can do this, endure through the testing. Gaan net volgende toets deur, gaan dit deur want jy kan dit slaag. Hy gaan nie 'n toets oor jou pad sit wat jy nie kan slaag nie. He will never leave you nor forsake you. Hy sê vir jou, hy het 'n lewe vir jou van oorvloed. Dit is hoekom hy gekom het, a life of abundance. So as jy rus in hom in hierdie toets, as jy rus in hom met hierdie roeping in jou lewe, as jy rus en jy weet, Here, ek weet, U het 'n besigheid, U het 'n man, U het 'n toekoms vir my kinders, al hierdie dinge wat ek sit in stres oor. U het klaar vooruit gegaan, so ek kan rus in U, want ek weet U is waardig, U is my koning. As ek elke dag vir God my koning maak, is hy die koning van my lewe. As ek mentally kies om te sê, Here, ek humble myself, I take up my cross, I follow you, dan gaan hy voor jou uit. Hy maak die pad vir jou reguit. Hy wil 'n lewe van oorvloed vir jou hê. So jy is goed genoeg, jy kan dit doen. Endure in your testing. Praise Him in the testing. Okay. My gebed is dat jy sal aanhou gaan vandag en dat jy regtig daai openbaring sal kry dat jy goed genoeg is. Jy is 'n kind van God en hy is so lief vir jou. Jy hoef nie qualified te wees nie, hy qualify jou. God qualify jou. En soos Moses stuur God vir jou mense, vir jou wysheid wat jou gaan help in hierdie seisoen. Hy het klaar jou man uitgekies, hy het klaar jou werk uitgekies. Hy het klaar die deurbraak vir jou gebring, maar ons praise en worship hom nie vir die deurbraak nie. Maar om by daai deurbraak uit te kom, gaan daar getoets word, gaan jou hart getoets word. So endure in the testing. Okay. Baie liefde. Bye.